Baie welkom by hierdie week se geloofswoord. Ons is besig om tydens ons geloofswoord geleenthede deur die Matteus Evangelie te reis en ons is by hoofstuk 6 al hierdie week. As jy enige van die vorige hoofstukke gemis het, is jy welkom op ons YouTube kanaal ook daarna te gaan kyk. Nou Matteus 6 het 4 basies perikope waarin dit ingedeel word. Die eerste is dat dit handel oor liefdadigheid, dit wat Jesus van ons leer oor liefdadigheid, wat hy vir ons leer oor gebed, wat hy vir ons leer oor vas, wat hy van ons leer oor die ware skat. So hierdie 4 dinge waarna ons dan ook vandag gaan saam kyk. Maar voordat ons daarna saam kyk, voordat ek vir ons gaan saam lees, die eerste gedeelte, kom ons word dit eers stil, kom ons erken, dat ons in die teenwoordigheid van die Here ook is, as ons so met sy woord besig is, en dan gaan ek ook vir ons verder daarna. Here, is altyd so 'n groot voorreg om met die woord besig te kan wees. Dankie Here dat ons ook nou met Matteus 6 besig kan raak en daaruit net ook kan leer. Dankie dat dit U self is wat ons ook leer en dat ons regtig kan beleef hoe U ons lewens kom verryk. Mag dit so wees dat wanneer ons dit hoor, dit nie net in ons ore sal bly of in ons gedagtes sal bly nie, maar mag dit deel word van ons harte, deel word van ons hele lewe, Here, sodat ons dit kan gaan leef wat ook hierin opgeskryf staan. Dankie vir die woord wat ons so kom leer, onderrig, Here, en dankie vir die Gees wat ons help met die uitleef van dit wat U ook met ons mee besig is, Here. En dankie dat die Gees onbeperk is, Here, en dat ons so altyd kan weet in alle omstandighede, kan U vir ons die oorwinning ook gee. Dankie, Here, dat ons op U kan vertrou, ook in hierdie tye, Here, tye van onsekerheid, tye wat ons self nie weet wat die toekoms inhou nie, Here. Dankie dat ons op U kan vertrou en weet, U sal ook die uitkoms bring. Mag U nou met ons wees, ons saam kyk na Matteus 6, Here, in elke gesprek as ons vrae bespreek en saam daaroor praat en dink, Here, mag U daarin ons lei en ons uitseën. In die wonderlike, almagtige naam bid ons dit alles. Amen. Ek lees vir ons die eerste gedeelte in Matteus 6 van vers 1 tot 4. Wees op julle hoede, dat julle nie julle geregtigheid voor die mense beoefen, om deur hulle gesien te word nie. Anders is daar vir julle geen beloning by julle Vader in die hemele nie. Wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet dit nie uitpasyn soos die skynheiliges in die sinagoges en in die strate maak, sodat hulle deur mense geëer kan word nie. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy liefdadigheid beoefen, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdesdaad verborge kan bly. En jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Ek gee weer soos altyd vir jou geleentheid om, as jy op jou eie is, sommer net te dink weer oor hierdie gedeelte, as jy in 'n groep saam is, om te sê, te deel met mekaar, wat ook vir jou uitgestaan het. En ek sal aan die einde ook weer van hierdie video vir ons so 'n paar vrae opgooi, wat julle ook dan nou saam kan bespreek, of as jy alleen is, dat jy saam sommer net oor kan nadink. Liefdadigheid moet uit 'n opregte verhouding met ons God, Vader, Seun, Heilige Gees, ook uiteindelik kom. Jesus waarsku in die eerste gedeelte van Matteus 6 teen skynheiligheid en liefdadigheid. Die intensie waarom ons iets doen. Doen ons dit om self gesien te word, om self die erkenning te kry, om self iets daaruit te kry? Of doen ons dit om sy naam te eer? As ons dit doen om sy naam te eer, dan soek ons werklik die koninkryk van God. Die wêreld leer vir ons moet sekere dinge doen om gesien te word en so wel af te wees in terme van wêreldse terme. Maar God sê vir ons, nee, dis nie sy manier nie. Wanneer ons liefdadigheid ook doen, dan moet dit tot eer en verheerliking van sy naam wees, en nie ons eie naam nie. Ons moet dit nie doen om self gesien te word nie. Ons moet dit doen sodat hy sigbaar kan word. En dan, hy sal ons beloon ook daarvoor. Hy ken ons harte, hy ken ons lewe, hy ken alles van ons. Kom ons lees die volgende gedeelte, Matteus 6 vanaf vers 5. En wanneer julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges op die straathoeke te staan en bid, sodat hulle deur die mense gesien kan word. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar jy, wanneer jy bid, gaan na jou binneste kamer, maak jou deur toe en bid tot jou Vader wat in die verborgenheid is, en jou Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Wanneer jy bid, moet jy nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie,
want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, nog voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. Ek gee weer vir jou 'n oomblik om oor hierdie gedeelte te dink en as jy saam met 'n groep is, om dit met mekaar te deel. Hier beklemtoon die Here net weer eens vir ons dat gebed ook 'n private geleentheid moet wees waarin ons met God kommunikeer en nie met iemand anders nie. Nie met 'n ander intensie as om hom te soek en hom uiteindelik te vind ook in gebed nie. En dan gee die Onse Vader gebed hierdie 6 dinge wat ons hieruit sien. Die eerste, dat God se naam verheerlik moet word. Die tweede, dat sy koninkryk ook moet kom. Die derde, dat sy wil uiteindelik moet geskied. Die vierde, dat hy ons daaglikse brood ook moet gee, ons daarvan moet voorsien. Die vyfde, dat hy ons sondes ook moet vergewe, soos ons ook dan nou ander vergewe. En die sesde, die verlossing van die bose. Nou hier in die 2020 vertaling sê dit, bring ons nie in die versoeking nie, maar ek dink die beter vertaling is, laat ons nie in die versoeking gebring word nie, want die Here is nie die een wat ons in die versoeking bring nie, dis ons wat uiteindelik onsself daarna te bring, om teen God of vir God dan uit te kies. In hierdie gedeelte is dit so besonder om te weet dat die Here dit belangrik ag om aan ons verhouding ook op hierdie manier te kan bou. Om op hierdie manier deur gebed ons smeekinge, ons behoeftes by die Here te kom neerlê en te weet dat hy ook hoor, dat hy sal antwoord en dat hy altyd daar is. Maar wat ons moet onthou en dis belangrik, is dat ons dit weer eens nie doen vir onsself nie. Ons doen dit tot eer en verheerliking van sy naam, sodat ons uiteindelik die beloning kan ontvang. Kom ons lees die volgende gedeelte saam, Matteus 6 vanaf vers 16. Wanneer julle vas, moenie soos die skynheiliges met hulle lang gesigte wees nie, want hulle trek hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Amen, ek sê vir julle, hulle het reeds hulle volle beloning ontvang. Maar wanneer jy vas, salf jou kop met olie en was jou gesig, sodat jy nie die mense nie, maar net jou Vader wat in die verborgenheid is, laat sien dat jy vas. En jou Vader in die verborgenheid sien, sal jou beloon. Ek gee weer 'n oomblik vir jou om in hierdie kort gedeelte wat jy ook nou gehoor het, daaroor weer te dink en dalk as jy die geleentheid het om mekaar ook te deel wat vir jou uitstaan. Vas is 'n tyd van selfondersoek, van gebed. Dis nie 'n tyd waarin ons ander se aandag moet trek of ander bewus moet maak daarvan dat ons vas nie. Dis weer eens iets persoonlik tussen ons en God. En dit is wat hierdie eerste gedeelte ook van hierdie laaste gedeelte van Matteus 6 van ons kom sê. Dat vas weer eens iets is tussen ons en God. Dit moenie oor enigiets anders gaan nie, behalwe om aan God die eer te bring, om weer stil te word, om te erken dat ons eintlik skuldig staan voor hom en tog deur sy groot genade vergewe is. Ek gee so 'n oomblik om net dalk na te dink oor hoe vas jy? Hoe lyk jou vastyd of hoe het dit al in die verlede gelyk? En hoe kan dit lyk in die toekoms vorentoe sodat niemand anders weet jy vas nie? Sodat dit eintlik tot voordeel is van jou verhouding met God en nie noodwendig tot voordeel is van jou verhouding met die wêreld nie. Matteus 6 vers 19 tot 34. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie, daar waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel. Maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, daar waar mot en roes nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die oog is die lamp van die liggaam. As jou oog suiwer is, sal jou hele liggaam verlig wees. En as jou oog boos is,
sal die hele liggaam donker wees. As die lig in jou donker is, hoe groot is die duisternis nie? Niemand kan twee baase dien nie, want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal aan die een lojaal wees en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggame wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie, en hulle maai nie, en hulle versamel niks in die skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer een el by sy lewe byvoeg of voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde narsings, hoe hulle groei. Hulle soeg nie en hulle spin nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so klee, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges? Moet julle daarom nie bekommer en vra wat sal ons eet of wat sal ons drink of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna die heidene nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. 'n Gedeelte met vreeslik baie wat gesê word. Ek gee jou geleentheid om ook nou met mekaar te deel of sommer net by jouself na te dink oor dit wat jy ook nou gehoor het. Ons aandag moet wees op die ewige dinge van God, op die dinge van sy koninkryk. Dan sal ons ook beleef hoe hy vir ons voorsien, vir ons sorg, ook in hierdie lewe en nog meer in die lewe hierna. Sy belofte is dat ons, as ons skatte in die hemel bymekaar maak en die skatte hier op aarde nie, dan sal ons beloning groot wees in die lewe ook hierna. Ons fokus moet nooit wees om hier 'n klomp skatte bymekaar te maak nie. Ons fokus moet altyd wees om aan die Here die eer te bring, die skatte vir hom bymekaar te maak. Dit beteken dat ons sy liefde sal soek, dat ons sy genade sal soek, sy vergifnis sal soek, dat ons dit sal doen wat hy wil en nie wat ons wil nie. Dat ons altyd sal vra, maar wat sal die Here van my verwag? Maar ook meer as dit, by die Here self te gaan stil word en alles wat ons doen, alles wat ons aanpak, alles wat ons besluit, vir hom te gaan neerlê. Ek wil sommer net vir jou op hierdie punt ook die vraag weer vra. Watter skatte maak jy bymekaar? Maak jy skatte vir die koninkryk bymekaar of maak jy skatte hier op aarde bymekaar? Is jou fokus om skatte hier op aarde bymekaar te maak of is jou fokus om skatte in die hemel bymekaar te maak? Beteken die aardse dinge vir jou die meeste of beteken die Here self vir jou die meeste? So en dan gaan die Here verder en dan sê hy dat ons oog die lamp is van ons liggaam. Dit wat ons sien, dat dit baie keer bepaal wat in ons harte leef en hoe ons dit sien, bepaal baie keer hoe ons dan ook reageer op die lewe en die wêreld rondom ons. Wanneer ons die donker toelaat, dan is dit donker ook om ons. Wanneer ons die lig toelaat, sal dit lig wees rondom ons. Wanneer ons toelaat dat God in ons werk en deur ons werk, wanneer ons na mense kyk deur God se oë, wanneer ons na die dinge rondom ons kyk as God se genade en hy wat voorsien en raak sien dat hy besig is ook rondom ons, dan kyk ons anders, met 'n ander perspektief ook na die wêreld rondom ons. Ons moet sorg dat ons oë nie kyk soos wat die wêreld na dinge sal kyk nie, maar dat ons oë kyk soos wat die Here daarna ook sal kyk. Met lewe, met lig, met dit wat hy ook wil en nie wat die wêreld wil nie. Ek wil sommer net op hierdie punt ook vir jou vra. Hoe kyk jy na die wêreld? Hoe kyk jy na jou eie lewe? Kyk jy met 'n bril wat van God afkom of kyk jy soms met 'n bril wat van die bose afkom? 'n Negatiewe bril. In die volgende gedeelte gaan Jesus dan nou verder, vers 24, en hy sê dat ons nie twee baase kan hê nie. Ons kan nie God en Mammon dien nie. En hier is die probleem nie noodwendig met geld nie, maar die probleem is gaan meer oor loyaliteit teenoor God. Dit gaan oor die feit dat rykdom baie keer 'n struikelblok kan wees in ons verhouding met God. Dit kan baie keer veroorsaak dat ons eerder nie vertrou op God nie, maar vertrou op die materiële dinge. En die Here waarsku hierteen dat ons nie kan vertrou daarop nie, want dit is net tydelik. Ons nie kan vertrou daarop nie, want dit is boos.
Ons jy kan vertrou daarop nie, want dit verryk nie ons lewens nie. Dit dra niks by uiteindelik tot die koninkryk, tot ons verhouding met God nie. Ons verhouding met God, God self, moet ons eerste prioriteit en ons enigste prioriteit wees. En dan sal al die ander dinge volg. Dan sal hy vir ons alles gee wat ons ook nodig het. So moet ons ook ons geld bestuur. Eers God en dan geld. Eers God en dan die res. Die Here wil eintlik vir jou en vir my die vraag hier vra: hoe bestuur ek my geld? Bestuur ek my geld tot eer en verheerliking van sy koninkryk, of soek ek my eie koninkryk daardeur? Ons is dan nou hier by die laaste deel van Matteus 6 ook, en hier spreek Jesus ons vreeslik aan ook, soos in die res van Matteus 6. En hy wys vir ons net weer eens dat ons fokus nie op kos en klere, op drank moet wees nie. Nie op die basiese behoeftes, soos wat ons baie keer dink dit moet wees nie. Ons fokus moet op hom wees. Soek allereers die koninkryk van God. En hy gebruik 3 voorbeelde dan ook hier. Eerstens die voorbeeld van die voëls van die lug, wat God voorsien vir hulle, en hoeveel te meer sal daar nie vir ons dan ook voorsien word nie. Die tweede is die lelies van die veld. Soos wat God sorg vir die lelies van die veld, so sal hy ook vir ons sorg en vir ons pragt gee. Hulle pragt oortref die van Salomo. En die derde dan die gras van die veld. God wat dit klee, ten spyte daarvan dat dit ook weer gou nie meer groen is nie, as gevolg van seisoene wat verander. Ons moet eers God en sy koninkryk soek, sy prioriteite soek, hom ons prioriteit maak. Dan sal hy ook vir ons sorg vir alles anders. En ons vraag dan nou hier, vraag aan my, die vraag aan jou wat die Here vir ons vra, is hoeveel erns maak ons met sy koninkryk? Hoeveel keer is daar nie elke dag wat ek en jy ook maar bekommerd is oor kos en klere, oor drank, oor eenvoudige dinge nie, eerder as om met hom, op hom gefokus te wees en oor hom bekommerd te wees nie. Nou Matteus 6 wat 'n lywige gedeelte is, 'n gedeelte is wat ons aanspreek, om dit net op te som, is daar 'n paar goed wat ek net vir ons wil uitlig. Die eerste is dat ons uiteindelik liefdadigheid moet beoefen, sonder dat ons gesien moet word daardeur, God moet die eer ontvang. Ons moet 'n intieme verhouding met God ook nastreef, in ons gebedsverhouding met hom. Ons moet ons afhanklikheid aan God ook toon, deurdat ons vas. En dit moet nie sigbaar wees vir almal anders nie. Dit moet 'n persoonlike ding wees, tussen ons en God. Ons skatte moet nie hier op aarde wees nie, ons skatte moet in die hemel wees. Ons moet belê in die dinge van Christus, die dinge van God self. Ons moet 'n gesonde oog behou deur God te soek, deur God se oë, deur God se lens na die wêreld te kyk. En die laaste, ons moet volledig vertrou dat God ook vir ons sal sorg, dat hy vir ons sal voorsien, in die beste en in die slegste van omstandighede. Ek dink sommer net hier ook aan die bekende woorde van Paulus in Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Paulus wat dit sê, wanneer hy weet wat dit is om genoeg te hê, wanneer hy weet wat dit is om tekort te hê. In alle omstandighede, sorg God vir hom. Is hy vir hom genoeg. Ek gaan vir ons so 2 vrae nog bysit, so jy kan na die vrae kyk, dit bespreek, saam bespreek, en dan sal ek vir ons afsluit met 'n gebed. Here ons Here, wanneer ons 'n gedeelte soos Matteus 6 lees, dan besef ons maar net ons eie tekortkominge. En Here, dan besef ons maar net weer eens u groot genade oor ons lewens. En Here, ons skiet eintlik so ver tekort van die heiligheid, Here. En tog kom vergewe U ons, tog kom was U ons skoon, Here, tog kom maak U ons nuut. Tog kom sê U dat ons U kinders is. Ons dank U daarvoor en Here, ons gebed is maar net vandag dat U ons sal help en sal lei om dit wat U hier ook in Matteus 6 van ons leer toe te pas in ons eie lewens, om werklik erns daarvan te maak wanneer dit kom by ons verhouding met U, om nie dit aan die wêreld te wys of uit te basyn nie, maar om ons verhouding met U 'n persoonlike verhouding ook te maak, Here. Om wanneer ons by liefdadigheid betrokke is, nie dit te doen om self aansien te geniet nie, maar sodat U geëer kan word daardeur, sodat ander ook daardeur U kan raak sien. Wanneer ons, Here, stil word in gebed,
dat ons stil word omdat ons U wil kom ontmoet en nie sodat ander dit kan sien of kan hoor nie. En Here, wanneer ons ook dan op verskeie plekke en maniere ook vas, van sekere dinge vas, Here, dat dit nie vir almal sigbaar sal wees nie, maar sodat ons sal weet, dis ook 'n persoonlike ding, Here. Dis 'n tyd wat ons ook afstaan om te wys dat ons aan U toegewyd is. Nie vir ander te wys nie, maar vir U dit te wys. En Here, mag ons so ook die skatte soek, die skatte wat nooit opraak nie, die skatte wat vir ewig is, Here. Mag ons dit saam doen, mag ons mekaar aanmoedig om skatte in die hemel bymekaar te maak en nie skatte hier op aarde nie, Here. Mag ons so vir U sigbaar maak, Here, dat ander ook U sal meer en meer sien. Dankie dat U vir ons oë gee deur die Heilige Gees wat in ons leef, Here, om U raak te kan sien. Mag dit so wees, ons in alle omstandighede raak sien waar U besig is, Here, in die goeie en in die sleg. U mag ons raak sien dat U in elke persoon ook besig is. Dankie, Here, dat U vir ons kom seën en vir ons sorg, vir ons goed is. Mag ons nie bekommerd wees nie, so moeilik soos wat dit vir ons is, Here. Mag ons minder bekommerd wees oor die eenvoudige dinge en meer bekommerd wees om U koninkryk te laat kom. Dankie dat ons dit kan bid, dit kan vra in die wonderlike naam alleen en kan weet U is saam met ons in alles wat ons doen en is, as God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.